Welkom by hierdie kanaal, wat toegewy is aan die bewaring en deel van belangrike historiese dokumente. Die opnames wat jy nou gaan hoor, is skaars en voorheen verlore toesprake deur H.F. Verwoerd, 'n sleutelfiguur in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Hierdie toesprake bied waardevolle insig in die denke en beleid van 'n man wat 'n beduidende rol gespeel het in die vorming van die apartheidsera. Dit is uiters belangrik om daarop te let dat hierdie opnames slegs as historiese artefakte vir opvoedkundige doeleindes aangebied word. Hulle is nie bedoel om enige ideologie of standpunte wat daarin uitgespreek word te bevorder of te onderskryf nie. In plaas daarvan dien hulle as 'n venster na die verlede, wat ons in staat stel om die kompleksiteit van geskiedenis beter te verstaan en daaruit te leer. Hierdie toesprake is van die laaste oorlewende kopieë van hulle soort, en die bewaring daarvan is van kardinale belang vir toekomstige geslagte. Deur hierdie materiaal te bestudeer en daaroor te reflekteer, kan ons 'n dieper begrip kry van die gebeure en idees wat ons wêreld gevorm het. Dankie dat jy saam met ons op hierdie reis deur die geskiedenis gaan. Laat ons hierdie opnames met 'n oop gemoed en 'n toewyding om uit die verlede te leer benader. Dit is nou, geagte vriende, vir my 'n groot voorreg en 'n eer om sy hoogedele, die eerste minister van die Republiek van Suid-Afrika, ons geliefde en ons gewaardeerde Dr. H.F. Verwoerd, aan die woord te stel om sy boodskap tot sy volk te rig. Liewe land- en volksgenote, jare gelede het die lig van die vryheidson verdwyn, maar nie vir altyd nie, nie meer nie. En hierdie Republiek van Suid-Afrika koester ons weer eens in sy volle lig. Koester ons in die warmte wat hy versprei. Is ons 'n volk wat vry en gelukkig en voorspoedig is. Dit sal nie elke 5 jaar wees dat ons die voorreg het om in hierdie wonderplek soos vanaand te vergader nie. Elke 5 jaar sal ons die geboorte van die Republiek wel vier. En ons sal dit doen omdat dit ons as 'n volk hegter saambind tot die eenheid wat ons wil wees. Tot die eenheid wat ons moet wees. Wat ons moet wees in die aangesig van die aanslae wat ons omring. Maar elke 5 jaar sal ons in 'n ander deel van die land die hooffees vier. En u is dus vanaand weer eens by 'n unieke gebeurtenis.
wat eers in volgende geslag hier weer sal belewe, miskien oor 20 of 25 jaar. En waar ons dan vanaand so verenig is, in gees en in persoon, daar wil ek u laat sien die krag van 'n ideaal, die krag van die menslike denke, wat oorgaan in die daad. 'n volk wat koersloos is, wat nie weet waarheen hy wil nie, sal ook nêrens kom nie, soos die mens in sy persoonlike lewe. Dit is die keuse van die ideaal, die helder stel van die mikpunt, wat op die ou en tot oorwinning lei. En dit is van die dag, dat ons as volk, die republiek as ideaal gestel het, dat hy met krag besiel is, en voortgegaan het dag na dag, om altyd verder en verder vorentoe te beweeg, op elke terrein van die lewe. Die besielingskrag van die republikeinse ideaal was nie beperk tot die verkry van staatkundige vryheid nie. Inteendeel, dit was die besieling tot al ons dade. Dit was die besieling tot die groei van ons as 'n volk. Dit het gelei tot ons eenheid. Dit het gelei tot ons ekonomiese voorspoed. Dit het gerus in ons geloof in God en was die leidraad vir ons geestelike, sowel soos ons materiële lewe. In sy hande het ons toekoms geplaas. En uit sy hande het ons die gawe ontvang, 5 jaar gelede. My vriende, die krag van 'n ideaal is onuitputlik. En hy sal besiel nog verder vorentoe. Maar wanneer ons daaraan dink, moet ons ook terugwaarts kyk. Moet ons ook dink aan hulle waarop ons gebou het. En nou wil ek die vraag stel, om dit nie te veel deur die emosie van ons tyd te laat verwar nie, wil ek die vraag stel, as jare vorentoe teruggekyk word op die afgelope 60 jaar se geskiedenis, wat sal dan gesien word? En my antwoord is heel ondubbelsinnig, dat die terugskouer van die toekoms sal sien 'n heroïese volk. 'n volk wat uit nederlaag hom kon opbeur tot oorwinning. 'n volk wat nie verslaan bly lê het nie, maar in homself, te midde van al die menslike soos ander volke geërf het, dat so 'n volk tog kon opstaan uit sy nederlaag en op alle terreine tot grootsheid groei. Want grootheid bestaan maar net daarin, dat jy jou nederlaag kan gebruik as die fondament vir die bou van 'n toekoms. En as so teruggeskou word, dan sal nie net 'n heroïese volk gesien word nie, maar dan sal gesien word hoe uit die skynbaar onuitwarbare kraainis losgepluis is in heldere toekoms. Daar sal gesien word die twee groot strominge
van die geskiedenis van die eerste 60 jaar van hierdie eeu. Twee teenoorgestelde strominge. Die een stroom wat wel gesoek het na selfstandigheid, maar in selfstandigheid ingeperk binne 'n groter geheel. In strewe na selfstandige Suid-Afrika as deel eers van 'n Britse ryk, later in Statebond. Selfstandigheid, maar binne perke, die begeerte na 'n aandeel in 'n groter geheel. En daarnaast was daar die tweede stroming, die stroming van 'n nasie wat onafhanklik wou word, geheel en al vry, van alle bande los, maar tegelijkertijd in volle vriendskap met diegene aan wie hy voorheen verbonden was. Die stroom van nasiewording, die stroom na 'n republikeinse vorm om die vryheid te beklee. Dan sal terugskouend gesien word dat die twee helder afskeibare, selfs teenoorgestelde strome gesimboliseer is deur twee groepe manne. Aan die een kant generaals Botha en Smuts. En in die ander geval generaal Hertzog, Dr. Malang en advokaat Strydom. En die manne wat die eerste rigting verteenwoordig het, wat ook gestreef het na 'n vorm van eenheid vir die volk, het dit ook weer gesoek in die opgaan van daardie eenheid in die grotere geheel, in die aanvaarding van die feit die swakkere en die kleinere heil sou vind deur toe te gee en opgeneem te word en wat gelyk het in wêreldmag vir altyd te wees. En aan die ander kant, die tweede stroom, was ook die strewe na die eenheid van 'n volk, maar 'n eenheid van die volk alleen, van die wat by mekaar behoort, trou aan mekaar, trou aan land en volk, en dan vriende met almal daarbuiten. Die eerste pad sal die toekoms terugskouend sien as die doodlooppad, en die tweede as die pad wat gelei het tot vervulling, die republikeinse pad. Maar laat ek dit nou reeds sê, daardie geskiedenis sal oordeel dat binne die eerste beleidsrigting, al het dit doodgeloop wat die eind betref, was daar ingesluit rigtinge en gebeure wat aangesluit het by die hoofweg. Dit was die kleinere stroom. Die stroom wat ook aan Unie sy beslag help gee het. 'n stroom waarin die idee van die skeiding van rasse aanvanklik ook ingesluit was. 'n stroom wat binne perke ook selfstandigheid van bestuur gesoek het. Daardie stroom het as 'n systroom ingeloop in die hoofstroom en hom tog help inhoud gee en vul.
In daardie sin kan ek dan ook selfs aan 'n stroom waarmee ek my persoonlik nooit kon vereenselwig nie, sy aandeel gee in die gebeure wat ons vandag belewe. As in sy stroom wat in die hoofstroom gekom het en in die volheid van die tyd gehelp het tot die omvang en die grootte van wat ons nou beleef. Maar ek moet my eintlike hulde bring aan die hoofstroom en die leiers daarvan. Die leiers en die volgelinge, die leiers en die volk. Generaal Hertzog, wat het begin het, wat deur sy standpunt, sy strewe en sy geveg, tog die grondslagleer was van die republikeinse ideaal, was hy later bevredigd met die eind wat hy op die pad kon loop, bly hy van die toekoms veraf teruggesien, die groot kragtige grondleer van dit wat tot stand gekom het. En op hom volgende het Dr. Malang, die langdurige leier van die republikeinse gedagte en strewe gekom.